Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Dis die eerste Sondag na Kersfees. So die Kersfeesviering is verby, maar ons dink na oor die betekenis daarvan dat Jesus gekom het om te bly. Dit wat hy kom doen het en afgehandel het en nou dat sy Gees by ons is. So dis nie asof ons vir Jesus wegpak saam met die kersboom en die liggies nie. Ons moet Kersfees vier en oor om onsself te herinner aan wat hy kom doen het. Maar dit wat hy kom doen het, geld vir die hele jaar. Vir ons hele lewens eintlik. Ek wil uit Hebreërs uit 'n paar gedagtes met julle deel. Hoofstuk 1, 2 en 3 lees ek 'n paar verse. Die eerste is Hebreërs 1 wat sê dat God het in die verlede op baie maniere gepraat met sy mense, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. En Kersfees is 'n deel van God se toespraak, by wyse van Spreuke, oor sy seun. Hy kom om 'n werk te kom doen. En die werk wat hy moet kom doen, sê Hebreërs 2 mooi. Hier staan vers 10, God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En ons sien in hoofstuk 1 sê hy dat die volle heerlikheid van God is in Jesus. En nou sien ons dat God nie met respek op 'n selfsugtige manier sy heerlikheid nou net vir hom wou gehou het nie. Hy wou baie laat deel kry aan sy heerlikheid. As jy net daaraan dink, dis die taal wat ons gewoonlik gebruik om te sê hoekom het Jesus aarde toe gekom, of hoekom het God enigstens iets met ons te doen nie. Hy wou baie mense laat deel kry aan sy heerlikheid. En nou gaan Hebreërs 2 verder en sê vers 14, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy, dus Jesus, ook net soos hulle mens geword. So Jesus het 'n liggaam gekry. Hy het vlees en bloed geword soos ons. En nou sê Hebreërs 2 baie spesifieke 3 redes hoekom Jesus vlees en bloed geword het. Luister hierna. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. So die eerste rede hoekom Jesus mens geword het, is om die duiwel kragteloos te maak. Dis die woord wat die 2020 vertaling gebruik. 83 vertaling sê die duiwel vernietig. 2020 sê die duiwel kragteloos gemaak en hy die dood oorwin. Deur self te sterf, het hy die duiwel kragteloos gemaak en die dood oorwin. Die tweede ding wat hy hier sê is, en om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. So Jesus het 'n liggaam gekry en na ons toe gekom. God het in die gestalte van Jesus 'n liggaam gekry en vlees en bloed geword, om die duiwel kragteloos te maak en om die mense wat in die slawerny onder die mag van die bose was, te bevry. En dan sê Hebreërs 2 nog 'n derde ding, wat my opgeval het toe ek dit lees, en dit is, hy sê, vers 17, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen, omdat hy self versoek is en gelei het, kon hy die help wat versoek word. So hy het gekom om die bose kragteloos te maak, om mense wat in slawerny gebonde is, slawerny van sonde en dood, te bevry, en ook om ons te help. En dan sê die Bybel, omdat hy self versoek was, self mens was van vlees en bloed, verstaan hy my en jou pad,
my en jou versoekinge, ons worstelinge, ons goed. Hy verstaan dit en het gekom om ons te help. Dis 'n wonderlike woord. Verlos, bose, magteloos maak, maar om ons te help. Dis hoekom hy gekom het. Sodat ons kan, staan dit op 'n ander plek, onberispelik voor God gestel kan word. En as dit is wat hy gedoen het, wat moet ons nou doen? Hebreërs 3 noem 2 goed wat ek wil uithaal. Die een is, hy sê, ons moet let op Jesus. Ons moet oplet. In die klas kan jy amper sê. Nee, dis nie 'n geval van gelukkig het Jesus gekom, hy het ons goed alles kom uitsorteer, so ons gaan nou rustig voort nie. Dis ook so, maar dis ook so dat ons nou moet oplet. Ons moet let op Jesus. Luister hierna. Daarom, broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Fokus op Jesus. Dink oor hom. Weeg jou navolging van Jesus gereeld. Dink aan wat hy ons geleer het. En omdat hy vir ons belangrik is, moet ons onsself altyd weer help, onsself motiveer wil ek sê, om hom te volg. Maar dis nie al nie, hy sê 'n tweede ding. Hy sê vers 12, broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons enduit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. So, ons self moet let op Jesus, maar dan moet ons ook na mekaar kyk. Dit is nie aanvaarbaar dat ek kan sien iemand dryf weg van die Here af nie. Iemand wat op 'n stadium saam was en ons het saam geloop op die pad van die Here. En ek voel nou hartseer daaroor, weet ook nie wat om te sê of te doen daar nie. Hier staan ons met mekaar aanspoor, nie raas nie, ons moet mekaar aanspoor. En dan vers 14, ons behou deel aan Christus. Hy het ons en ons het hom nou, nee? Ons behou deel aan hom, as ons enduit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Kersfees elke jaar herinner ons dat hy gekom het. Hebreërs sê vir hom wat hy kom doen het. Die bose kragteloos gemaak, ons bevry en hy help ons. Ons moet op hom let, op mekaar let en vashou in die geloof in hom. Kom ons bid. Here, dankie dat u een van ons geword het om ons te kom help. En ons vra dat u deur die Gees wat by ons bly, regtig u hand op ons lewens sal hou, dat ons enduit kan volhou in die vertroue waarmee ons begin het. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.